Geliefdes, ons teksgedeelte vir vanoggend is Handelinge 4, vers 1 tot 21. Dit voordat ons saam lees uit die woord van God, kom ons raak net eers stil gebed. Dankie almagtige God vir die liefde, die genade en versorging. Almagtige Here, U is goed. U is ons verlosser en U is ons vertrooster. Hiervan wil en kan ons nooit ooit vergeet. En ons is vanoggend in die huis, juist as belydenis, dat U goed is, dat U genadig is, en dat ons afhanklik is van U. Here ons God, ons bely vanoggend, dat ons aan U behoort. Here, as U met ons praat, dan is ons stil, en as U self met ons wil openbaar, dan bly ons bid. Dankie Here dat U self hierdie woord aan ons bekend maak het en dat U deur die Heilige Gees die waarheid van Christus in ons harte kom vestig. Maak ons asseblief vandag en elke dag gehoorsaam aan U aanneem. Bewaar ons sodat ons nooit die woord sal buig volgens menslike idees nie en weerhou ons asseblief daarvan om nooit iets by die woord te probeer byvoeg of iets daarvan weg te vat. Here, laat Christus al hier verkondig word. Laat sy kruis al hier ons troos wees. En laat sy opstanding al hier ons hoop wees. Spreek asseblief nou, Here, want U kinders luister. Ons vra dit, nie op grond van wie ons is of wat ons doen, maar ons vra dit alleen in die naam van Jesus Christus ons Heer. Amen. Geliefdes, voordat ons saam lees, wil ek net gou 2 woorde sê oor wat alweer in Handelinge 3 afgespeel het. In Handelinge 3 sien ons dat Petrus en Johannes 'n verlamde man by die tempel kom genees het. Nadat hy die verlamde man kom genees het, sien ons dat die skare van mense wat almal by die tempel was, om Petrus en Johannes begin saam doen. Dit is op hierdie oomblik dat Petrus aan die tong vat en die evangelie van Jesus Christus se opstanding uit die dood aan die skare begin verkondig. Handelinge 4, wat ons vanuit vanoggend gaan saam lees, is uiteindelik die priesters, die Sadduseërs en die bevelvoerders van die tempel se reaksie op Petrus se toespraak oor Jesus se opstanding uit die dood. So met dit in gedagte, kom ons lees dan nou Handelinge 4, vers 1 tot 21. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerders van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthits, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood, deur Jesus se opstanding, 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevangene geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toe het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword. En die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoofpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het hulle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus, vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgebreek is.
Want die raad het geweet dat dit maar ongeleerde en eenvoudige mense is. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, het hulle niks teen hulle ingeneem. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met die mense maak? Het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder aan die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus Christus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees van God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor
bly en gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wie God uit die dood opgewek het. Geliefdes, let mooi op wat Petrus hier doen. Hy kom verskuif die fokus heeltemal weg van homself af. Hy kom sê nie, kyk hoe groot is my geloof. Nee. Hy kom sê ook nie, kyk hoe kragtig is my bediening nie. Petrus is ook nie besig om hier te sê, kyk hoe belangrik en hoe slim is ek nie. Nee, wat hy kom sê, is dit was Jesus wie die wonderwerk gedoen het. Die Jesus wie julle verwerk het. Die Jesus wie julle laat kruisig het. Die Jesus wie deur God uit die dood opgewek is het. Dit is Jesus wat hierdie wonderwerk gedoen het. Jesus Christus, wie die Sadduseërs laat kruisig het, is egter nie net die een wat die krag het om hierdie wonderwerk te kon doen. Hy is ook die enigste een wat die krag het om ons wie hom glo te kon verlos. Ons lees dit in vers 12. Want Petrus sê, hy, Jesus Christus bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op hierdie aarde aan die mense gegee, waardeur God wil hê dat ons verlos moet word. Met hierdie opmerking kom trek Petrus uiteindelik 'n baie duidelike lyn. Hierdie lyn wat Petrus trek, gaan nie oor wie in beheer is en wie nie in beheer is nie. Dit gaan nie oor wie slim is en wie ongeleerd is nie. Dit gaan nie oor wie priesters is en wie eenvoudig is nie. Nee, hierdie lyn wat Petrus kom trek, gaan uiteindelik alleen oor wat Christus kom doen en kom verkondig het, en wat hy nie kom doen of kom verkondig het. Hierdie lyn gaan oor God se woord teenoor mense se woord. Dit gaan oor God se openbaring teenoor mense se eie mensgemaakte idees oor God. Die priesters, Sadduseërs en bevelvoerders weet presies wie Jesus Christus is. Hulle weet hulle is besig om mense te mislei en weg te lei van die waarheid van God af. Hulle weet dit, maar nog steeds weier hulle om afstand te doen van hulle eie mag en beheer. Ons lees dit in Handelinge 4 vers 16, wanneer die Sadduseërs, die priesters en die bevelvoerders by mekaar is en mekaar uiteindelik afvra, wat gaan ons met hierdie mense maak? Dat 'n onmiskenbare wonderwerk deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Die Sadduseërs kan nie die waarheid van Jesus Christus se opstanding uit die dood of van sy goddelike krag kom ontken nie. Maar hulle poging om nog steeds hulle eie mag te beskerm, kom dreig hulle dan vir Petrus en Johannes. Handelinge 4 vers 17, maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei. Met ander woorde, om te voorkom dat nog mense die woord van God hoor en tot geloof in hom kom, besluit die Sadduseërs dat ons vir Petrus en Johannes moet dreig, sodat hy hulle nie weer in die naam van Jesus Christus met iemand praat. Kan jy sien? Vir die Sadduseërs en die bevelvoerders gaan dit nie oor die woord van God wat hy aan ons kom openbaar het. Al wat vir hulle belangrik is hulle eie mag en beheer. Hulle wil besluit wat God verkondig en hulle wil besluit wie dit kom verkondig. Hulle wil besluit wat God openbaar en hulle wil besluit hoe God se redding en verlossing werk. Maar Petrus en Johannes, vers 19 tot 20, het onder die leiding van die Heilige Gees vir hulle gesê, julle wat so slim is, julle wat beter weet, julle wat dink die woord van God behoort nie aan julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees, of om aan God gehoorsaam te wees. Maar wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het. Geliefdes, en dit is uiteindelik die kern van ons
ons weet. Dit is wat God deur Jesus Christus se kruisiging kom verseker het, en dit is wat hy deur die Heilige Gees kom verkondig het. Mag ons as geloofsgemeenskap daarom vandag en elke dag hierna, saam met Petrus, saam met Johannes, saam met die apostels en saam met die vroeë kerk, net die woord van God bely, glo en verkondig. Want ons kan niks probeer byvoeg. Ons mag ook niks wegvat. Ons mag net doen wat Petrus en Johannes onder die leiding van die Heilige Gees in Handelinge 4 kon doen. En dit is om te praat oor wat ons by Jesus gesien en gehoor het. Kom ons stap daarom vanoggend hier uit en dan gaan doen ons presies met dit. Amen. Kom ons bid saam. Vertrouwende magtige God, ons dankie dat U weer eens vanoggend die woord aan ons kon bemaak. Here, dankie dat ons die woord mag lees en kan weet wie U is en wat U vir ons moet doen. Here, ons dankie dat ons vandag reeds kan leef met die sekerheid dat U ons God is en dat U vir ons uitkom. Ons dankie dat ons na die kruis en die leë graf van Jesus Christus kan kyk en mag weet dat ons reeds die kinders is. Here, ons wil U loof en U prys omdat ons vandag reeds met die sekerheid mag leef dat ons nooit alleen is nie, maar dat U ons altyd kom lei en beskerm. Here, dankie vir die sekerheid en dankie vir dit wat in die woord aan ons gemaak is. Here, as ons redding en ons verlossing van onsself, ons eie kennis en ons eie wysheid afgehang het, dan was daar geen kans vir enige van ons om gered te word. Daarom loof en prys ons U omdat U dit geweet het en omdat U toe vir Jesus Christus na die aarde gestuur het. Here, dankie vir wie U is en dankie vir dit wat U vir ons kom volbring het. Dis ons gebed dat U ons asseblief sal bewaar, sodat ons nooit van die genade sal vergeet nie, sodat ons nooit die woord probeer verander nie, en sodat ons nooit die woord probeer aanpas by ons eie mensgemaakte wees. Lei ons asseblief sodat ons U naam sal verheerlik deur ons optrede, maar ook deur ons lewens. Here, ons vra dit van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat ons weet U is goed, U is genadig en U is almagtig. Wees U asseblief deur die Gees by met ons en kom lei, vertroos en versterk ons in U woord alleen. Amen. Gemeente, kom ons staan vir die sin van ons slotlied. Ons sing vanoggend lied 514, Ek weet verseker. Ontvang die seën van ons drie-enige God en gaan leef met die wete dat hy jou reeds kom red het. God wat homself in sy woord aan jou kom openbaar het, sal jou seën en hy sal jou beskerm. Jesus Christus, wie jou aan die kruis reeds kom red en verlos het, sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees. Die Heilige Gees wat jou in die woord van God kom lei en kom versterk,
sal jou gebede vir